Goeiemôre vriende, baie welkom by ons vandag hier in Vader se huis. En ja, hoe geblessed is ons nie om hier in Suid-Afrika te kan opstaan, ons Here Jesus te aanbid en te kan loof en te kan prys nie. Vriende, ek gaan vandag vir ons weer 'n bietjie verder gaan oor die gevaar van uitstel. Ek lees van 'n jong man wat sy ma nogal siekerig was by die huis. En nou elke dag sê sy ma vir hom, hoorie so seun, bel asseblief vir my die dokter. Of maak vir my 'n afspraak. En jy weet mos nou hoe kan 'n kind wees? Ja, ma, ek sal dit môre doen. Ja, ma, ek sal dit môre doen. En so gaan die môres kom en die môres gaan en die môres kom en die môres gaan. En op 'n dag toe het die tannie nie meer 'n môre nie. Dis dit verby. Dis te laat. Sy het gesterf. Sien vriende, ek dink baie van ons hanteer ook ons geesteslewens so. Ons sê nee, ons sal môre, maar môre 'n nuwe kans. Môre kom nie, want nie môre is nie vir een van ons beskore nie. Vandag is die dag, nie môre nie. Hulle sê ons van uitstel kom afstel. Ons lees in Vader se woord in Hebreërs 3 vers 15. Vandag, sien vriende, daar staan vandag, nie môre nie. Vandag. As jy sy stem hoor, verhard nie jou hart nie. Ons lê die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie. Dat ons weer hier saam in U teenwoordigheid kan wees, Here, dankie vir al die engele wat hier om ons is, om ons te beskerm, ons te bewaar. En ja, Here, help ons ook om die wêreld nou daar buite te los, Vader. En hou ons gedagtes gevange, dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Vader, soos ons nou gelees het, help ons nie om ons harte te verhard nie, maar laat ons sal luister en sal hoor wanneer U roep. Vader, dankie dat U op sulke sagte maniere met ons gesels. Here, dankie dat ons U kinders genoem kan word. Dankie vir alles wat U vir ons gee en vir ons doen. En Vader, help ons om asseblief vanoggend anders hier uit te stap, sodat ons hier ingestap het.
Here, ek vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dit is Yeshua Messia. En ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vriende, die teken van selfondersoek. Wat beteken dit? Ons lees in 2 Korintiërs 13 vers 5. Stel julleself op die proef, of julle in die geloof is. Ondersoek julleself, of besef julle van julleself nie dat Jesus Christus in julle is nie. As dit nie so is nie, is julle verwerp. Sien vriende, dit begin by ons elkeen, dit begin nie by die wêreld nie. Daai ondersoek moet jy in jou stilte gaan sit en regtig ondersoek instel. Weet jy, waar is ek nou? Waar is ek nou in my geloofslewe? Is ek ooit in 'n geloofslewe? Wat gebeur as Jesus kom? Is ek reg vir hom? Vriende, weet julle, dit is alles vrae wat 'n ou vir jouself moet afvra. En weet jy sal mos nie vir jouself jok nie. Jy sal mos met jouself eerlik wees, want ek meen, wie ken jou beter as jouself? Behalwe die Vader in die hemel. En weet julle, verseker as jy daar sit en selfondersoek doen, dan kom God, maar weet jy, hy kom op so 'n liefdevolle manier. En hy kom vra jou regtig, hoor jy seun, hoor jy dogter, waar staan jy met my? Waar is jy? Of het jy jou hart verhard? Wil jy nie regtig hoor nie? Gee jy jouself nog eers oor aan die lustighede van die wêreld, aan al sy afleidings? Waar is jy? Waar staan jy? Jy sien vriende, dan wanneer jy daar in God se teenwoordigheid is, weet julle, dan is daar nie plek vir verskonings nie. Want sê die woord nie ook vir ons, wanneer ons na God toe gaan en ons gaan aanbid hom, moet ons hom in gees en waarheid aanbid. Sien, daardie waarheid is wat jy in jou hart het. En dit is iets wat jy nie van God kan wegsteek nie, want hy weet tog alles. So, hoekom nie die waarheid met hom praat nie? Hoekom nie jouself oopmaak nie? God sal jou nie oordeel nie, hy is nie steenig nie, hy sal jou nie slap met 'n lat nie. Want dis nie wie God is nie. God wil hê ons moet eerlik wees met hom. God wil dit hê. En weet jy, daar is niks, maar niks wat jy in jou verlede gedoen het, wat God nie kan vergewe nie. Wat God nie kan heel maak nie. Wat God nie kan herstel nie. Dis die God wie ons aanbid. Vriende, as julle daar waar julle nou is, as julle nou net so sit, wat het 'n oomblik, ek gaan so 'n halwe minuut gee. Ondersoek regtig jou hart. Kyk wat nog daar is wat nie daar hoort nie. En vra die Heilige Gees om vir jou openbaar waar daar 'n plek is, waar daar nog 'n leemte is, wat jy nog nodig het om te groei. Vriende, die gevaar van uitstel is, lees ons ook weer eens met die vers wat ek my oopgemaak het, as daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Jy sien, uitstel kom afstel, en dit is mos nou presies wat die vyand jou wil hê. As die vyand jou daar kan kry waar jy uitstel, dit is mos sy strategie, om jou verder en verder van Vader af te hou. Want weet julle wat maak die vyand? Hy gaan vir jou iets gee, om jou te weerhou. Want onthou, soos ek altyd sê, hy weet wat in jou steek. Hy weet tot wat se potensiaal jy kan groei in die Here. Hy weet dit. En weet jy, hy gaan alles gebruik, hy gaan met alles kom, om jou te verhoed, om daar uit te kom. Want jy is dan 'n gevaar vir hom. Maar weet julle,
Vader het vir ons ook al klaar al die ammunisie en die gereedskap gegee om teen hom te veg, om teen hom op te kan staan. Ek meen, die Heilige Gees wat in ons is mos dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En hy sê Jesus sê ook nie vir ons, ja, die een in ons is sterker as die een in die wêreld nie. Gee God nie vir ons die wapenrusting wat ons kan aantrek om jy staande te kan bly teen al daai goedjies nie, teen al die aanvalle van die bose nie. Sien vriende, uitstel steel jou tyd. Dit steel jou vrede. Dit steel jou geleentheid om te bekeer, om tot 'n bekering te kom. Dit steel jou vreugde. Want is dit nie waar ons vrede en ons vreugde vind nie? Is juis by die voete van Jesus nie. Met die Heilige Gees in ons nie. Is dit nie waaroor die lewe gaan nie? En dan kom dit mos op by jou, dan is dit by jy mos vergenoegd. Jy's happy met wat jy het. Al het jy R5 in jou beurs, jy's happy daarmee. Want jy weet jou Vader sal voorsien. Jy weet jou God is met jou. Hy is saam met jou. Hy is jou beskermer. Hy is jou voorsiener. Hy sê mens jy hoef nie te bekommer oor die dag van môre nie. Sien, dit is die enigste plek waar ek sê iets van môre. Lewe vir vandag. Jy weet nie of môre vir jou beskore is nie. Net soos daardie jong man wat die hele tyd uitgestel het om die dokter te bel vir sy ma. Dink nou maar net as hy na die eerste dag na haar geluister het en hy het gebel en 'n afspraak gemaak. Maar sien, hy wil te veel saam met die vriende gaan kyk dit. O nee, maar kan nie nou net golf speel. O nee, ek kan nie nou nie maar gaan 'n bietjie pool speel. O nee, ek kan nie nou nie maar gaan mall toe. O nee, ek kan nie nou nie maar gaan rugby kyk. Alles wêreldse dinge van uitstel en uitstel en uitstel. En toe sy uitstel te laat. Ek dink as hy net na die eerste keer sy ma geantwoord het en net een keer vir haar mooi geluister het en haar gevat het. So wat as jy die eerste 8 puitjies mis? So wat as jy daai seil mis? So wat as jy die afskop mis? Is die lewe nie beter, erger, mooier as dit wat die wêreld jou bied nie? Dan kon jou ma vir jou nog lekker koekies gebak het. 'n Lekker koek. Lekker bord kos gekook het. Maar nou kan sy nie meer nie. Vriende, is dit nie hoe ons lewe is ook by die Here nie? Vader beloof ons al daai mooi goeders, daai 9 goed wat die Heilige Gees ons saam met hom bring. Die vrug van die Gees, liefde, vrede, vreugde, dankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hy kom met al daardie goedjies, kom stoor hy in jou. En sonder die Heilige Gees het jy dit nie. Want net die Heilige Gees kan dit vir jou bring. So hoekom uitstel na die drange en die liste van die wêreld? Om dit dalk môre te kan kry. As môre nie kom nie. Vriende, ek weet nie hoeveel van julle is bewus van die afgod Bacchus nie. Sien, hy is 'n Romeinse god van wyn, dronkenskap en losbandigheid. Sien, as daardie afgod in jou is, of en jy aanbid daardie afgod, dan gaan hierdie wêreld en al sy lustighede vir jou so aantreklik lyk. Kyk, jy gaan heeltemal doof wees vir die evangelie, jy gaan heeltemal doof wees vir God. Jy gaan heeltemal doof wees vir die waarskuwings. Ek meen ons kom almal nou net uit 'n tyd uit wat daar gevoorspel is dat daar die wederkoms Jesus die wegrapping kom. Maar ja, ek weet nie, ons almal is nog hier. So glo Jesus het nie gekom nie. Maar vriende, ons moet nie net daaraan kyk wat daai datum daar vasgestel is nie. Weet julle waar ons eintlik ons aandag moet vestig? Is jy gereed? Nie op daardie datum, daardie tyd en nou moet jy ewe skielik huis skoon maak en al daai goed. Weet julle vriende, dit is nie die dag en die datum wat saak maak nie. Wat van as die Here Jesus jou nou kom haal? Nou, jy staan nie op, jy kry 'n hartaanval, jy vertrek hier, klim jou kar en jy's in 'n ongeluk. En jy's dood. Is jy dan reg? Of gaan jy eers wag vir môre? Sien, gaan jy eers nou nog 'n partytjie bywoon? Gaan jy nog eers 'n bottel uitdrink? Gaan jy nog eers daai game klaar kyk? Kyk, as niks fout om die rugby te gaan kyk en al daai goeders, maar ek dink 'n ou moet in jou lewe goed prioritiseer. Wat is vir jou belangrik? Hoekom is die kerke so leeg op 'n Sondag? Hoekom is die mall so vol op 'n Sondag?
Sien, dis vrae wat 'n mens jou af moet afvra. Waar lê jou prioriteite? Wat is vir jou belangrik? Is dit vir jou belangrik om in die oggend wakker te word, jou foon te gryp en eers te kyk wat daar op Facebook aangaan? Of is dit vir jou belangrik om in die oggend wakker te word en te sê, Here Jesus, dankie dat U my deur hierdie nag beskerm het en eers met Hom gesels oor die dag en wat vir jou voorlê. As om te hoor en te lees, waar is die volgende party? Wie verjaar vandag? O, wie sit alweer beklei? O, drank het net dit gedoen aan iemand gisterand. Vriende, ek weet nie of julle al agtergekom het nie, maar het julle al gesien daar's regtig absoluut niks moois, niks goeds wat gebeur met drankmisbruik nie. Niks. Daar het nog nooit iets moois daar uitgekom het. Nog nooit. En weet julle, dit is hoekom daai Bacchus, daai afgod, so in ons almal se lewens kom posvat, kom blyplek vat. En weet julle, ons weet mos almal, daar is net plek vir een. En ek hoop ons kies die regte een. Gaan jy daai Bacchus kies? Of gaan jy die Heilige Gees kies? So ek moet sê, ewen as 'n mens net daai naam noem, Bacchus, klink dit sommer gevaarlik. Sê Heilige Gees, klink dit nie sag en mooi nie. Klink dit nie leer na lewe nie. Sien vriende, daai afgod het gekom om jou te laat dink dat daar nog tyd is. Maar soos ek weer eens sê, ons weet nie wanneer ons tyd is nie. Nie een van ons kan 'n datum vasstel. Ek meen, as ons almal geweet het wanneer ons eendag hierdie aardse lewe gaan verlaat, ja, sou ons mos seker almal seker maar geleef het tot op 99.9 en dan sê Jesus ek's reg. Ons sien ons weet nie. En in elk geval, om so te lewe, is nie moeite werd nie, want dan mis jy die hele lewe. Jy mis regtig die mooi van die lewe, om so te lewe. Ek meen, wat is mooi daaraan? Volgende oggend jou kop seer, dis naar, jy wil nie eens eet nie. As jy Heilige Gees in jou het, volgende oggend word jy wakker met 'n gejubel in jou hart. Jy loof en prys die Here. Jy's nigter, jy's wakker. Sê die Bybel nie ons moet nigter en waak nie, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu om ons te vernietig. En jy sien net daar waar jy jou vernietig, dis waar jy jou gaan los. Hy gaan nie vir jou sê, ag, toe maar môre is nog 'n dag nie. Jy sal môre beter voel. Hy sê vir jou daar opstaan en sê, nee man, vang nog 'n sluk. Jy sal nou beter voel. Dis wat hy doen. Hy's 'n leienaar. Hy's 'n dief, want hy steel jou vrede. Hy steel jou vreugde. Hy sit daar bakleierery voor jou. Sien vriende, baie mense is vasgevang in hierdie kringloop van die uitstel, omdat Bacchus gedien word, sonder dat hulle weet, hulle dien hom. Sonder dat hulle dit weet. Sê die woord nie ook, my volk gaan te gronde van kennis in my nie. Hy weerhou jou om jou woord in jou Bybel te lees. Hy weerhou jou om in die gemeenskap van gelowiges te gaan, te wees, te leer van God. Soos ek weer eens sê, is want die vyand weet wat se potensiaal in jou sit. Want onthou, God het ons almal perfek gemaak. Perfek. Na sy beeld. En dit is hoekom die vyand jou so haat. Dis hoekom die vyand ons almal so haat. God het ons so geskep, so gemaak. En hy wil nie hê dat ons moet weet wat Vader vir ons in storie het nie. Sien vriende, ons lees in Openbaring 3 vers 16, omdat jy dan nou lou is en nie koud of warm, sal ek jou uit my mond spieg. Sien, louheid beteken koud, maar ook nie warm nie. Jy is middelmatig, jy ydel net. Jy's alright. Ek meen, of jy kan sê, jy gaan op 'n Sondagoggend kerk toe. Jy's 'n Sondagoggend Christen. Want as daai kerk se klokke lui en jy's daar uit, dan is nou weer die ander man wat oorvat. Maar jy dink nee, ek was okay, ek is dan daar gewees. Maar jou gedagtes was nie daar nie. Jy geweet vriende, Vader hou daarvan om met 'n mens te gesels in jou gedagtes. En weet jy, as jy nou daar in die kerk sit, wanneer jy in die kerk sit, en jou gedagtes is daar in die wêreld. En as jy hoor die mense staan op 'n stadion maar net op, want jy het nie 'n woord gehoor wat die dominee of pastoor of iets gepreek het nie. Maar jou gedagtes is nou nie daar nie. So hoe moet God met jou praat? Hoe moet God met jou praat as jou gedagtes op die golfbaan lê?
in die winkels, by die flieks, in die gambling plekke. Hoe moet God met jou praat? Maak jy dan regtig tyd, maak jy erns om na God te luister? As dit is wat jy doen. Sien, dan is jy ook nie eens 'n Sondagoggend Christen nie. Wat is jy dan? Jy's nie eers middelmatig nie, jy's yskoud. En ons weet ons gaan nie in die koninkryk in as ons nie warm is vir God nie. Vriende, om lou te wees voor God, is jy in groot moeilikheid. Want dan wil hy jou nie hê nie. Hy wil ons brandend hê. Brandend vir sy woord, brandend vir hom, vir sy seun. Brandend. Ons moet vir die Here vra, Here, die Heilige Gees, dat hy die vuur sal opdraai in ons. Dat soos daai vuur brand binne in ons, die lig helderder word wat uit ons uitskyn. Dit is hoe ons lig word vir die wêreld. Sien vriende, louheid en uitstels loop saam. Albei van hulle verlam die siel. So verder wat jy wegdryf van die Here af. Ja, dit vat tyd. Stelselmatig. Een ding op 'n slag. Dit is hoe die vyand werk, een ding op 'n slag. Want alles lyk mooier en mooier en mooier en mooier. En voor jy jou oë uitfees jy voer aan die kant. En jou bootjie breek. Hoe gaan jy terug swem as jy 'n life jacket aan het nie? Hoe gaan jy weer aan land kom waar dit veilig is? Daai vyand wat jy daar in die middel van daai oseaan gelos het, gaan jou nie saamvat nie. Hy gaan jou nie kom haal nie. Jy gaan daar bly alleen. Hoe gaan jy terugkom as jy nou so ver van die Here afgedryf het sonder dat jy dit agterkom? Vriende, dit is hoekom ek gesê het in die begin, dit is belangrik om jouself te ondersoek. Waar is jy? Waar is jy nou? Hoe is jou verhouding met die Here? Waar skiet jy tekort? Hebreërs 12 vers 14 sê vir ons, jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waar sonder niemand die Here sal sien nie. Vriende, gereed wees beteken nie om volmaak te wees nie, maar dat jy elke dag nader aan Christus wandel. Kyk, nie een van ons sal ooit volmaak wees op hierdie aarde nie. Ooit nie. Daar was net een volmaak en dit was ons Here Jesus Christus. Die Seun van God. Dis die enigste mens wat hierdie aarde gestap het as 'n volmaakte mens. Ons sal nooit volmaak wees. Ons gaan volmaak wees wanneer ons vir die Here te liggaam kry. Die dag wanneer Jesus ons kom haal, ja. Dan en dan alleen. Here Jesus, hy soek nie volmaakte mense nie, maar weet jy, hy soek bereidwilligheid. Hy soek 'n hart wat na hom smag. Hy soek 'n hart wat na hom soek. En weet jy, sê Vader nie ook in die woord, vir die wat klop sal oopgemaak word, wie soek sal vind. Soek hom, hy sal daar wees. Klop, hy sal vir jou oopmaak. En weet julle vriende, dit is so belangrik om te weet. Soek hom terwyl hy nog hier is. Hy gaan nie vir ewig op die aarde wees nie. Die Heilige Gees gaan nie vir ewig hier wees nie. As hy weg is, is hy weg. Wat gaan jy dan maak? En weet julle hoe lank is 'n ewigheid? Dit is 'n ewigheid. Dit is vir altyd 'n ewigheid. So waar gaan jy jouself in die ewigheid beleef? Sien vriende, heiligmaking is 'n voortdurende proses. Dit is hoekom jy elke oggend, elke aand na die Here toe gaan, jou sondes bely en vra om vergifnis. Vader weet ons gaan val. Hy weet ons gaan sondig. Hoekom anders dink ek is dit ook vir ons in die Bybel opgeskryf toe Petrus vir Jesus gevra het, maar hoeveel keer moet ek my broer vergewe? Selfs 7 keer 'n dag. Sê Jesus vir hom nee. 7 maal 70 keer 'n dag. Hoekom dink julle Jesus dit gesê? Om te wys hoeveel keer ons 'n dag dalk sal sondig. Ons gaan soveel keer sondig op 'n dag. Soos ons as mens soveel keer 'n ander mens moet vergewe, hoeveel keer te meer sal God ons nie vergewe nie? En God sê mos as ons die vergewe teen ons gesondig het, sal hy ons ook vergewe. So ja, ons sal nie volmaak wees nie. Ons het ons foute, ons het ons sondes. Maar gaan bely dit. Gaan vra om verskoning, om vergifnis. En breek die greep met daai bagges. Breek dit. Jaag hom straat af. Moenie eers meer vir my deur oopmaak nie.
Kies reinheid bo losbandigheid. Kies Jesus. Want hy het ons gekies, hy het ons elkeen gekies. Hy het vir jou gekies toe hy aan die kruis gehang het. Toe kies hy dit om vir jou dit te doen, vir my dit te doen. Hy het ons eers gekies, so hoekom kan ons nie hom kies nie? Hoekom moet ons na die liste en die drange van hierdie wêreld heen hardloop? As Jesus dit klaar alles vir ons volbring het. Hy het ons gesê aan die kruis, dit is volbring. It's done. It's paid for. Vriende, die belofte van hoop vir die wat gereed is. Lees ons in Johannes 14 vers 2. Verskoon tog. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Vriende, Jesus sê dit blaatant vir ons. Hy gaan vir ons plek gereed maak. En hy gaan terugkom om ons te kom haal. Jy sien, ons lees ook, dit is hy wat die bruidegom is, wat sy bruid gaan kom haal. Ons is as sy bruid, is sy kerk. En ons moet rein en skoon wees, vir hom om ons te kan kom haal. Hy gaan ons nie vuil en vol modder saam kom na 'n nuwe huis toe vat nie. Ons moet rein wees, ons moet skoon wees. Weet jy, daar is dinge wat ons moet kies. Daar is dinge wat ons moet van wegstap. Daar is dinge wat ons verantwoordelik moet doen en wat ons verantwoording moet wees vir. Dit is vir ons om die Bybel op te tel en te lees. Dit is vir ons om Jesus te aanbid. Dit is vir ons om na 'n gemeenskap van gelowiges te gaan saam deel. Dis ons moet daai besluit maak. Jesus gaan dit nie vir ons maak nie. Hy het klaar besluit toe hy sy lewe vir ons gegee het hy sy besluit gemaak. En ek sê weer, op daardie kruis het alles uit hom uitgeloop. Al sy bloed, al die water, alles. Hy het alles gegee. Sodat ons alles kan beerwe. Dink julle nie, daar waar hy vir ons plek gereed maak, wanneer ons in sy heerlikheid gaan wees elke dag, elke nag, vir ewigheid, is baie beter as om vir Bacchus te luister en ons oor te gee aan hierdie wêreldse liste. Vriende, daardie afgod sê vir ons, hy fluister, môre. Maar weet julle, God se Gees sê vandag. Want hulle weet wat môre gaan kom, ons weet nie. So hoekom wil hy ons regtig nou daar hou om uit te stel? Vriende, van ons laaste waarskuwing oor daai Bacchus gee. Jesaja 55 vers 6 sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Jy sien, Bacchus se pad lei tot die dood en die ewige skeiding van God. Dis waartoe sy pad lei. Jesus se pad, dit lei na die ewige lewe. In God, saam met God, by God, vir ewig en altyd. Jy sien, sy geroep is plesier, maar sy einde is pyn. Daardie plesier wat ons nou hier op die aarde aangryp het, is nie eers naastenby wat vir ons in die hemel wag. Sien vriende, 'n mens moet 'n keuse maak. Jy kan nie vir twee baase werk nie, wat ook in die woord staan. So jy kan ook nie twee gode aanbid. Jy moet kies. Maar ons weet almal dat God is die grootste gentleman ooit. Hy sal homself nie op ons afforceer. Hy sal wag. Maar vriende, moenie laat hy verniet wag nie. Moenie laat hy net wag en jy dag nooit op nie. Jy moenie wag tot hy nie meer daar is. Want daardie dag gaan aanbreek. Daardie dag gaan skielik kom.
God gaan kom, dat jou ticket geknip is jy reg. Is jy reg vir wat se kant toe? Is jy reg om die ewigheid in sy teenwoordigheid te wees of die ewigheid in die hel te wees? Daar's net twee plekke vir daai ekstra bietjie genot op die aarde, daai ekstra plesiertjie. Wat gaan jy kies? Vriende, die Here vra jou vandag vir ons elke een. Hoe lyk jou verhouding met my? Hoe lyk jou verhouding met hom? Dis ons elkeen om te antwoord. Stel jy vandag self op die proef. Gaan jy maak soos wat daai jong man gemaak het, wat die hele tyd uitgestel het in plaas van om sy mamma na die eerste oproep al dokter toe te vat? Of gaan jy uitstel tot daar nie meer môre is? Vriende, wat gaan jy doen? Dis jou keuse, dis jou besluit. Vader, gaan nie op jouself afforceer nie. Wat ons kan doen is, ons kan ook net al die waarskuwings uitlig. Maar ons kan dit ook nie op julle afforceer nie. Niemand kan dit op julle afforceer nie. Dis 'n keuse wat ons elke een moet maak. So mag ons elkeen die regte keuse maak. Reg kies. Om die een te volg wat vir ons die ewige lewe kan gee. Amen. Vriende, ek wil nou oorgaan na die nagmaalformulier toe. Ons lees in Johannes 3 vers 53 en Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en uit my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. En vriende, om die volle seën van die nagmaal te kan ontvang, is dit nodig dat ons elkeen self in die teenwoordigheid van God ondersoek. Voor ons van die brood eet en uit die beker drink, sodat ons nie 'n oordeel oor onsself bring nie. 1 Korintiërs 11 vers 27 sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Vriende, die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaroor en glo dat sy liggaam gebreek is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Ons lees dit in 1 Korintiërs 11 vers 24 en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, en doen dit tot my gedagtenis. Ook so die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaroor en glo dat sy kosbare bloed vergiet is, tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Net so ook die beker na die ete met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, tot hy weer kom. So vriende, daar is geen God soos ons God, wat magtiger, liefdevoller en getrouer is, as wat ons ooit kan begryp. Mag ons God vandag ons God wees, en mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. Neem, eet en dink ook so vir Here Jesus wat hy vir ons gedoen het. Sy alles, sodat ons alles kan kry.
O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Jahwe, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die boodskap wat U vir ons kom bring het. Vader, dankie ook saam met hierdie boodskap die waarskuwing. Here, help ons om te luister wanneer U praat, om U Gees na te luister, om te doen wat U Gees ons vra. En ja, Here, laat ons nie ons harte verhard wanneer U praat. Dat ons sal luister, Vader, en sal doen wat U wil, soos U wil. Heilige God, dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir U liefde, U genade, U goedheid en U guns. Here, wees saam met ons elkeen waar ons hierdie nuwe week ingaan. Vader, lei U ons waar U wil hê ons moet gaan. Beskerm, bewaar ons elkeen. En laat ons ligte sal laat skyn, Here, dat dit vir U aanneemlik sal wees. Vader, ons dra ook hierdie briefies van aan U op. U weet wat hier staan, U weet wat daar binne-in is. Vader, ons verklaar dat dit ook 'n afgehandelde saak is. En dankie ook vir die uitkoms wat U daar gegee het. Here, ons bid vir Callie daar in die hospitaal. Here, dankie alreeds vir die genesing wat daar is en oor hom kom. En dankie, Here, dat ons weet daar sal 'n volkomme genesing oor hom wees. Heilige Vader, aan U behoort die koninkryk, die heerlikheid, die krag en die mag tot in alle ewigheid. Ons loof en ons prys U in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.